Welkom terug. Ons gesels vanaand oor Tinder-swindlers, oftewel swendelaars. Ons praat nou verder met Jana en Lorika. Daar's 'n term, Lorika, lovebombing. Dis wanneer iemand jou vreeslik vlei, gewoonlik aan die begin van 'n verhouding. Dit speel natuurlik in hierdie 'n baie groot rol. So as jy gelovebomb word of lovebombing as 'n term, beteken dat iemand is konstant beskikbaar om jou te kontak. Hulle sê vir jou al die regte goeders. Hulle maak seker jy weet hoe hulle oor jou voel en jy deur daai proses word jou grense verlaag, jy leer om hulle te vertrou en dan word jy net in 'n posisie geplaas om aansienlik meer te gee en meer te doen as wat jy noodwendig sou. En dit speel 'n groot rol, want lovebombing gebeur nie noodwendig net in 'n kort tydperk nie, dit kan oor 'n lang tydperk gebeur. Ietsie wat ons hier moet onthou, is iemand wat 'n swendelaar is, kom ons sê jy het 'n professie, nê? Jy spandeer jare om te studeer om in 'n sekere professie in te tree. Dis dieselfde vir 'n swendelaar. Hulle is meestermanipuleerders. Meeste van die tyd het hulle antisosiale persoonlikheidsversteuring. Hulle het geen empatie vir die slagoffer nie. Hulle het geen behoefte om 'n verhouding met jou te bou nie. Hulle kry baie genot daaruit om jou te manipuleer as 'n slagoffer. En dis 'n totale speletjie vir hierdie individu. En ek dink wat ook gebeur is om te onthou dat so 'n swendelaar het menigte verhoudings, nie net eene nie. Jy mag dalk voel of jy baie spesiaal is, maar hulle weet presies hoe om iemand te lees en te verstaan, jy gaan bietjie langer vat, ons moet jou bietjie meer opwarm, waar hierdie persoon is aansienlik vinniger om iets uit te kry. En dis 'n totale speletjie vir hierdie individu. Ja, maar mense, dit help nie jy weet van al die ander verhoudings of nie. In die eerste plek weet jy nie wie die persoon is nie, so jy moet in elk geval nie vertrou nie. Ja. Lovebombing gebeur ook as 'n mens doodgewoon verlief is. So dit is nie noodwendig 'n creepy ding nie, maar hoe tref 'n mens onderskeid, of het jy vir ons nog 'n paar wenke waarvoor mense kan uitkyk? Nou, ek dink die groot ding is hulle toon lovebombing hoef nie oordadig te wees nie, maar dit is soms ek wil met jou trou, ek wil met jou toekoms bou, ek gaan van waar ek is gaan ek verhuis om by jou te wees. Jy weet, kan baie dis 'n rooi vlag. Dis 'n rooi vlag en dit kan ook baie subtiel wees, net hoe hulle 'n taktiek wat hulle baie gebruik is wat hulle noem mirroring. Hulle weerspieël jou. As jy hou van gesonde kos en mooi na jouself kyk, dan hou hulle ook van gesonde kos. As jy gym hulle. Jy weet so, en hulle stel ontsettend belang. Lovebombing kan selfs in die vorm wees van daai belangstelling. En dit is so moeilik want ek bedoel, is dit nie ook hoe 'n gewone verhouding soms begin nie. Jy weet om belang maar te ek stel. bedoel, mens skrik tog as iemand alles doen wat jy doen. Maar miskien is jy so geïsoleer. Wat is trauma bonding? Trauma bonding, ek dink wat in Antoinette se geval gebeur het is in 'n stadium raak dit baie traumaties want hulle skep 'n groot krisis wat gebeur en jy's die enigste persoon wat hulle kan help. Jy weet dadelik is daar trauma en daar's 'n krisis en jy begin te baan deur hierdie probleem. Solidariteit. Ja. En so tyd aangaan, jy weet nou jy weet jy moet nou skielik iets betaal want hulle rekening is gevries en jy weet jy gaan saam met hulle deur hierdie trauma. Ek weet Lorika, jy kan vir my sê of dit vir jou sin maak of dit is wat jy sien. Maar dit is 'n manier hoe hulle nader aan mekaar beweeg. Ja, dit laat my nou dink ek wil in elk geval net vir jou vra, Lorika, en jy kan dan vir ons afeindig. Hoe word iemand so maklik ingetrek? Ons het nou 2 voorbeelde genoem, maar nog en dan die friksie tussen fantasie en realiteit. En hoe mens kan kyk na jou eie kerngesondheid. Ja, so daar's 3 komponente hier. Die ene is dat die swendelaar absoluut staat maak op die feit dat jy inkoop op hierdie fantasie. En eintlik kan hulle vir jou enigiets sê en enigiets doen en dan skep jy hierdie fantasie in jou lewe en daar is geen verantwoordelikheid nie, nê? Daar's geen accountability nie. Jy kan eintlik in daai lewe doen wat jy wil. Daar's ook 'n misterie betrokke. So selfs die slagoffer koop in hierdie storie in, want dit laat hulle dalk bietjie wegraak uit 'n huidige realistiese trauma wat hulle beleef het. Ons vind dit veral onder vroue wat byvoorbeeld onlangs hulle man aan die dood afgestaan het. Nie net is hulle alleen nie, maar hulle mis ook hierdie eggenoot en daar's seer daar verbonde. So hoekom nie dan 'n storie wat my dalk na 'n ander land toe kan voer en vir my hoop gee nie. Dan die tweede komponent is wat ons noem die sunken cost fallacy. So jy as 'n slagoffer belê dele van jou finansies, van jou emosies, van jou denke, van jou drome by hierdie persoon en dit dra verband met die derde komponent waarin 'n verhouding belê jy dele van jouself binne in daai swendelaar. Wat dan gebeur is vir jou om daai verhouding te stop, beteken eintlik dat jy jouself bedrieg.
Dis hoe diep hierdie ding gaan. En daai sunken cost fallacy is so 'n komplekse proses. Jy weet, dis hier waar ek eintlik wil sê, die oomblik wat iemand in 'n verhouding vir jou vra vir geld, moet daar 'n massiewe groot rooi vlag opgaan. Want kom ons dink daaraan in 'n gesonde verhouding. 'n Gesonde persoon ontmoet 'n ander gesonde persoon. Jy wil versigtig wees hoe jy daai verhouding benader, want jy wil ook dele van jouself in daai vrou of daai man belê. Onthou hier belê die narcis of die persoon met die antisosiale persoonlikheid niks in jou nie. Hulle bly totaal geborge in wie hulle is, want hulle leef in 'n fantasie saam met jou. So daar's geen risiko om jou te verloor nie. Wat jy ook sal vind, en is baie selde dat die swendelaar die slagoffer los. Ja. Dit bly net hierdie draadjie wat enige moontlikhede oop het. Nee, so dit maak dit nog meer moeilikheid, want die slagoffer ly nie dan aan verwerping ook nie. Ja. Dis wat dit so kompleks maak, veral vir iemand wat alleen voel. Ek moet julle stop, ons tyd is verby. Ek dink 'n groot plek om te stop is moenie geld gee vir iemand in 'n nuwe verhouding nie. Dit werk nie. En as iemand vir geld vra, dis nie baie aantreklik nie. Ja. So, ek hoop vanaand se episode kon jou daarom toerus om die gevaartekens van romantiese bedrog raak te sien. Maar ek dink ook hou dit eenvoudig en moenie sommer mense meer aanlyn ontmoet nie. Gaan eerder maar en gaan soek 'n klub. Dit is hoekom iets wat 'n terugkoms moet maak. Stuur asseblief vir ons 'n e-pos as jy 'n soortgelyke storie het om te deel. Volgende week rock and roll prontuit saam met die alternatiewe musikante van Taalgenoot se ruk en rym kompetisie. Lekker aand verder.